Goeienaand, broers en susters. Ons het vanoggend nagelaat een afkondiging, dis dan vir ons die blomme gee hierdie week. U sal sien daar in die nuusbrief en dis ook seker afgekondig van broeder Harding Joubert, wat verlede Vrydag 'n ernstige hartaanval gehad het. Hy kon nie hier wees vir die doop van sy kleinkind nie. En hy is nog steeds in die hospitaal en wag vir 'n nuwe pas aangeheer. Ons wil graag hierdie week vir hom die blomme gee. Dit is ook nog steeds in hulle dink in ons voorbereiding. Ons votum is ons openlike verklaring en dit kom die woorde van Romeine 11 dat uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan en sing ons saam tot eer van die Here, Psalm 135. Eintlik die wonderlike woorde dat daar's niemand soos die Here nie. Hy alleen is die ware God en hy alleen kies vir hom 'n volk. Die woorde van Psalm 135 vers 1, 2, 3 en 8 en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dis so groot genade en voorreg om as u kerk hier saam vergader te word, dat u deur die Gees in ons harte werk om na u woord, die stem te kom luister, om in u teenwoordigheid te wees,
om in hierdie ontmoeting met U tot U lof te kan sing, tot U te mag bid, maar dat ons ook saam na U woord mag luister. U woord onfeilbaar is, U woord U gebruik in ons harte, om ons geloof te rig en ons te lei tot geloofsvolwassenheid. Dat ons daarin sal groei en gevoed sal word, om te lewe soos U wil hê, om U te kan ken, om die heerlikheid van die verlossing in ons Here Jesus Christus te kan sien, en ook om te weet hoe U wil hê ons moet lewe. En dit bly 'n groot voorreg, dat ons saam kan wees, ons wat dieselfde geloof ontvang het, ons in wie die een Gees, U Gees werk, ons wat gawes ontvang het, dat U ons saambring, tot die eer van U naam. En daarom bid ons ook, Here, dat U kerk gehoorsaam sal wees in daardie roeping reg oor die aarde. Dat daar waar soveel mense lou raak in hulle aanbidding, waar soveel mense eerder die wêreldse keuses neem, hulle tyd so spandeer eerder voor U en saam met U, dat U toch daar bekering sal bring. Mag ons opnuut besef hoe heerlik het is om die kinders te wees en die roeping wat U vir ons gee. Wat het beteken om U kerk te wees. En ons dankie Here vir die woord waar ons kan hoor. En ons bid dat ons opnuut in verwondering en in lofprysing vir U sal wees, dat as ons hierdie dinge hoor, ons ook nie anders kan as om U naam groot te maak nie. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Terwyl ons net so by sit, kom ons sing saam Skrifpryding 1:1, ons sing daarvan saam vers 1 en vers 2. En juist daarin prys ons die Here vir al die hemelse seëninge wat hy vir ons in Christus gee, en dat hy deur Christus ons ook as sy kinders aangeneem het. Ons sit net so en sing ons saam vers 1 en 2. Ons luister saam na die woord van die Here uit die brief van die Efesiërs. Daarvan saam hoofstuk 1 vanaf vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën
met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos. En is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang, wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Die leerprediking kom vanaand ook uit Sondag 21, en ons gaan daarvan saam kyk net na vraag en antwoord 54. Die vraag vra, wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk? En die antwoord is dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en woord, in die eenheid van die ware geloof en van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou. En dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Broers en susters, ek dink daar's baie gesprekke wat mense het oor wat ons glo. Daar's baie gesprekke oor die drie eenheid en oor die twee nature van Christus. Daar's baie gesprekke oor wie die Heilige Gees is. Maar hoe antwoord ons iemand as hy vir vra, maar wat glo jy van die kerk? Wat is die kerk van die Here? In baie gesprekke dink 'n mens, en as ons algemeen praat oor die praktyk daarvan, oor die kerk is 'n gemeenskap van gelowiges. Met ander woorde, ons weet dat almal wat ons hier is, wat die deel van die kerk, die ware kerk is gelowiges, dat ons gawes ontvang het. Ons praat die praktyk van iemand wat met attestaat aangekom het, of iemand wat die kerk verlaat het, en in sekere mate is dit baie pragmaties in hoe ons dink en praat oor die kerk. En tog is daar soveel dieper waarheid, nie oor wat ons sê nie, maar wat ons bely, wat die kerk van die Here is. Wat ons elke Sondag bely oor die kerk van die Here, die heilige algemene Christelike kerk. In die katekismus verklaar in hierdie eerste deel van die 9de artikel van die apostoliese geloofsbelijdenis, waarin jy sê, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk. En dan sien ons in die heel eerste vraag en antwoord, eintlik baie mooi, hoe dit handel oor God in die enigste werk. Die volgende vraag en antwoord wat ons nie hanteer het nie, gaan dan oor my verantwoordelikheid en wat ek moet doen in die kerk van die Here. Maar die eerste Sondag oor die kerk van die Here self, wat gaan oor die kerk self, die volgende deel gaan oor die gemeenskap van die heiliges, dit antwoord wat ons vir mekaar moet doen, maar hierdie gedeelte oor God se werk. Oor wie God is en wat hy doen. Ons hoor dadelik die verskil
met die vorige artikels, wat mooi gestel het, ons glo in God die Vader, in Jesus Christus, in die Heilige Gees, maar dat het baie mooi verander hier en sê, maar ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk. Ons glo nie in die kerk nie. En baie mense sal vir jou sê, maar hulle gaan nie meer kerk toe nie. Want die kerk het op een of ander manier hulle te nagekom, hulle nie onthou nie, hulle seer gemaak, en daarom is hulle klaar met die kerk. En as mens dit sê, as jy dit sê vir iemand, dan beteken dat jy verstaan nie die belydenis wat jy elke Sondag maak nie. Ons plaas nie ons vertroue in die kerk van die Here nie. Ons sê nie ons vertrou die kerk van die Here is onfeilbaar en sal nooit foute maak nie. Ons glo nie in die kerk nie, ons glo daar is iets soos die kerk. Ons geloof is nie gerig tot die kerk nie, maar in God die enig. Maar ons glo dat die kerk bestaan. En ons glo, die rede hoekom daar 'n kerk is omdat God die enig werk. Hy alleen bepaal die kerk se bestaan, hy alleen bepaal haar aard, hoe sy lyk, hy bepaal haar doel, haar roeping, net soos hy alleen haar verkies het, en haar vergader, en haar ook verseël. So die katekisme vraag spesifiek ook oor die twee beskrywings wat van die kerk gegee word. Wat glo jy daarvan dat die kerk heilig en algemeen is? Of die ander woord vir die algemeen is dat dit 'n katholieke kerk is. En daarmee bely ons dat die kerk is universeel. Daar is nie 'n beperking op tyd of op ruimte oor waar die kerk bestaan nie. Dat die geloof wat die Here gee, is nie beperk tot sekere lande of sekere groepe mense, sekere rasse nie. Maar die kerk van die Here bestaan van die begin van die wêreld af en sal tot die einde toe bestaan, want Christus is 'n koning wat nooit sonder onderdane sal wees nie. En die kerk bestaan omdat die Here een geloof vir sy kerk gee, die ware geloof. En die kerk is ook heilig. En die woord heilig het twee betekenisse. Die een betekenis is dat die heilig is soos God is in sy aard, dat hy moreel rein is, perfek is. Maar om heilig te wees beteken ook om vir God afgesonder te wees. Petrus in 1 Petrus 2 stel dit baie mooi, hy sê, maar ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Hierdie heiligheid beteken is om vir God en deur God afgesonder te wees. Dis God se bedoeling met sy kerk, vir sy eer. Daar's dus baie duidelik twee groepe waarvan gepraat word, die onheilige groep, of die groep wat nie vir God afgesonder is nie, en die heilige groep, wat wel vir God afgesonder is. Hoekom? Vir sy heerlikheid. En daarom is die katekisme se verklaring en die antwoord ook duidelik, dat dit 'n heilige kerk is. Hoekom? Want die kerk word deur Christus versamel. Hulle word deur Christus afgesonder van die res van die wêreld. Hulle word ook deur Christus beskerm en ook onderhou deur sy gees en woord. Die kerk kom dus nie deur die wil van 'n mens tot stand nie. Dis nie mense wat kies om kerk te wees nie. Dis nie die wil van die mens gebore om te sê, maar goed, ek gaan myself nou voeg by die kerk van die Here en uit 'n ware geloof uit nie. Maar as deur die werk van die Seun van God alleenlik dit gebeur. So die kerk word dus uit die hele menslike geslag, alle mense, afgesonder, geheilig of vergader. Dus dis nie 'n nuwe skeping dat die Here die wêreldse mense geskep het en die kerkse mense apart geskep het nie. So histories gesproke bestaan die gevalle mensdom eerste. En dat die Here uit daardie gevalle mensdom uit vir 'n kerk vergader, mense heilig maak, mense regverdig maak, afsonder of heilig om aan hom te behoort. Daar is al die baie mooi beskrywing van die koringkorrel en die kaf wat saam begin, saam groei, voordat op 'n dag van mekaar geskei word. En so is die uitverkorenes vir 'n tyd lank deel van die natuurlike mensdom. Ons is nie in ons eie aard regverdig nie. Ons word nie sondeloos gebore nie.
Ons is nie mense wat nie die genade van die Here nodig het nie. Maar ons as die kerk van die Here lyk net soos die wêreld. En daarna deur die genade van die Here word ons vir die Here afgesonder. Die Bybel beskryf hierdie afsondering met die woord kerk. In die Ou Testament word die woord dikwels gebruik wat praat van die vergadering van die Here. Daar's 'n paar plekke in die Ou Testament wat daarna verwys. In die Nuwe Testament ook. Praat van die vergadering van die wat uitgeroep is. Die woord eklesia. Ons Afrikaanse woord kerk kom weer van die Griekse woord kuriaki, wat beteken hulle wat aan die Here behoort, met ander woorde afgesonder is vir hom. So uit hierdie Bybelse naam leer ons dis wat kerk is. Dis 'n vergadering van mense wat die Here uit die wêreld uitgeroep het om hom te aanbid, om hom te dien en om hom te verheerlik. En hierdie roeping is nie net bloot 'n uitnodiging wat van die mens afhanklik is nie. Dat God se werk is effektief en doeltreffend. Dat die kerk ontstaan onder die Here dit so doen. Sy raad kan nie gekeer word nie. Sy woord bereik altyd sy doel. Die woord van 'n mens kan nie so oortuigend wees nie, maar dit kan in 'n sekere mate kan jy tot mense probeer redeneer, maar dit kan nie iemand wat dood is lewend maak nie. Dit kan nie iemand wat in die duisternis is, kan jy nie oorreed om in die lig in te kom nie. Dis God se woord. En juist daarom is die vergadering van die kerk een van God se groot werke. Mens dink aan wat gebeur van die begin van die wêreld tot die einde toe, dat die Here deur die hele geskiedenis deur vir hom 'n volk bymekaar maak. Sy kerk uit elke nasie, elke taal, elke stam. Daar was nooit 'n tyd waar die kerk van die Here uitgewis is nie, hoewel dit 'n paar keer al so gelyk het dat dit gaan gebeur. Maar sy bly bestaan van elke geslag af. Sy neem voortdurend toe in getalle, meer mense word bygevoeg by die kerk. En uiteindelik sal sy oorgaan eendag van die strydende kerk na die verheerlikte kerk wat oorwin het. En ek dink mense hoe heerlik is hierdie werk van die Here. Dat in die skepping as mens die Here se werk sien, roep God dinge wat nie bestaan nie om te bestaan. Dinge uit niks uit nie skep hy alles. Maar in die vergadering van die kerk sien ons die Here se werk wat hy mense wat dood was, wat dooie mense lewend maak. Dat uit 'n groep dooie mense uit bring die Here lewe en hy sonder hulle van hom af. Want die mensdom waaruit die kerk geroep word is immer skuldig. Hulle is besoedel. Geestelik dood en onder God se oordeel. En die kerk wat die Here doen is, hy maak ons regverdig in ons Here Jesus Christus. Hy maak ons deel van Christus se liggaam en hy maak ons die voorwerp van sy ewige liefde. Juist hieruit volg dan dat die mens geen aandeel in die ontstaan of in die deel hê van die kerk het nie. Net so min as vir die skepping 'n samewerkingspoging tussen God en die mens was, net so min as die kerk 'n samewerking tussen God en die mens. Predikers bring die kerk tot staan deur mense te oorreed, te oortuig om lidmaat te word nie. Maar slegs instrumente waardeur God werk. Die kerk is dus geheel en al God se werk deur sy genade. En dit bring ons by 'n belangrike vraag. Daar is dan koring en kaf in die wêreld. En die seun van die mens hulle vir mekaar skei. En nou is die vraag maar, wie bepaal wat is koring en wat is kaf? Wie bepaal hoeveel van daardie koring uitgeroep word? En wie bepaal wie is hierdie spesifieke mense wat afgesonder word deur hierdie goddelike roeping? En dit bring ons by die volgende waarheid wat die katekismes bely. Die seun roep hulle wat tot die ewige lewe uitverkies is. Die Heidelbergse katekismes leer dat die seun van God nie eiewillig besluit wie deel van die kerk is nie. Hy werk spesifiek,
Hy bring mense tot die ewige lewe wat uitverkies is. Maar hiermee bely die kerk dat die Seun die een is wat die uitvoering bring van die ewige raad van die Vader. Dat voor die grondlegging van die wêreld het die Vader vir uit die mensdom uit sondaars uitgekies om sy kinders te word. Nie die Seun nie. Nou is dit so, hoewel die Heidelbergse Katekismus nie 'n afsonderlike sondagsafdeling oor die uitverkiesing bevat nie, noem dit die uitverkiesing hier op die mees gepaste plek. Juist naamlik oor die belydenis van die kerk. En ons baie mooi onthou dat die Katekismus ongeveer 50 jaar voor hierdie groot Arminiaanse stryd geskryf is. Die kerk het dus reeds lank voor hierdie stryd met die Arminianisme 'n belydenis gehad oor die uitverkiesing, wat duidelik hier gesê word wat ons bely as ons bely oor die kerk. Die kerk ontstaan dus nie eers in die geskiedenis nie. Die kerk is voor die grondlegging van die wêreld het God die kerk uitverkies om deel te word aan Christus. Die kerk is deel van God se raadsplan in ewigheid. Dat God alleen die idee van die kerk en die doel van die kerk, die omvang van die kerk, wie spesifiek deel sal wees van die kerk en watter plek elke lid van die kerk sal inneem voor die grondlegging van die wêreld bepaal. En hierdie ewige besluit van die Vader voer die Seun in die geskiedenis uit. Hy voer God se raadsplan, die Vader se raadsplan uit in die geskiedenis. In 'n ander sin sien 'n mens dat die geskiedenis van die kerk ook by die skepping is, by die sondeval, die versoeking deur die Satan, dat Adam en Eva steeds ondergeskik is aan God se ewige doel. God se doel is om vir 'n kerk te vergader in Christus, hulle wat tot die ewige lewe uitverkies is. En juist op hierdie punt staan die Arminiaanse leer en vele vertakkings van dit in verskillende kerke vandag lynreg teenoor ons gereformeerde belydenis. Die Arminianisme sal verskeie forme voorkom, maar meerendeels sê daar is 'n uitverkiesing, maar dat God vooruit sou gesien het wie dit is wat uit eie vrye wil sal glo en in die geloof sal volhard. En dan op grond van die vooruitgesiene kennis sal God nou besluit wie hy sal kies. Hy kies hulle wat hom sal kies in die toekoms. Met ander woorde, in hierdie beskouing is God se keuse eintlik afhanklik van die mens se keuse. Dat God is nie soewerein nie. Hy is beperk, hy word ingeperk deur menslike keuses. Die omvang van die kerk, die aantal lede, selfs die individue wat deel word van die liggaam van Christus, word uiteindelik deur die wil van 'n mens bepaal. En trouwens, volgens hierdie Arminianisme is dit eintlik teoreties moontlik dat Christus kon gesterf het en absoluut niemand hom gekies het nie. Dat sy dood absoluut verniet is. Hy gesterf het en niemand hom gekies het nie. Dat God bereid is om net mense te red wat hulle self wil red. En hierdie leer probeer die mense vrye wil te handhaaf ten koste van God se absolute soewereiniteit. En hierdie dwaling het ingrypende gevolge. In die eerste plek word die mense verlossing eerder as God se heerlikheid die hoogste doel van alles. Die skrif leer egter dat die doel van alle dinge die verheerliking van God is. Die kerk is theosentries, alles draai om God, soos hy homself in die skrif openbaar, dat die kerk se hele funksie is om God te verheerlik, soos hy verheerlik moet word. In die tweede plek is die gevolg daarvan dat die kerk bloot net 'n versameling is van mense wat deur menslike besluite en menslike pogings hulle self tot die kerk gevoeg het. Dan kan die kerk nie meer beskou word as 'n beplande, volmaakte gebou wat die Here vooraf beplan het hoe hy gaan lyk nie. 'n Huis word immers nie bepaal deur die boumateriaal nie, bakstene besluit nie by nabaat wie en waar hulle self wil invoeg in die huis nie. 'n Huis kan nie so gebou word nie. 'n Huis te hoeksteen, 'n fondament, en daarop word dit gebou, daarop word die res van die huis gebou. En net so kan die omvang en die aard nie deur die wil van individue en mense bepaal word nie. As hierdie waarheid prysgegee word die kerk uiteindelik niks meer as 'n menslike vereniging waar mense hulle self na willekeur byvoeg en onttrek. 'n Menslike instelling waar mense eintlik maar net heeltyd ander mense probeer oorreed om deel te word daarvan.
En juist daarteenoor bely ons dat God self sy ewige besluit in die geskiedenis uitvoer. Dis sy wil, dis sy raadsplan. Die wat hy volgens sy raadsplan aan Christus gegee het, trek hy ook in tyd na hom toe. Jesus sê in Johannes 6 vers 37, elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. So die uitverkorenes is van nature nie beter of waardiger as ander mense nie. Hulle is saam met die res van die mensdom in die sonde en die ellende. Maar God gee hulle aan Christus oor om deur hom gered te word van die wêreld. Alles tot openbaring van sy barmhartigheid en tot lof van die rykdom van sy heerlike genade. Hy bring die spesifieke mense om deel te word van sy liggaam, vir wie Christus gesterf het, wat hy inbring in sy liggaam. En nou is die volgende vraag natuurlik, maar hoe versamel hy sy kerk? En hierdie vraag antwoord die katekismes ook baie duidelik, as hy sê deur sy gees en woord. En ons hoor baie mooi dat die gees en die woord nie afsonderlik werk vir mekaar nie. Die evangelie openbaar, die woord openbaar die evangelie, en die gees oortuig dat dit die waarheid is. Maar die gees en die woord werk ook nie afsonderlik van die werk van Christus is nie, van Christus nie. Hoewel die gees waai soos die wind, ons weet nie waar hy kom en waarheen hy gaan nie, is dit nie onafhanklik van die verheerlikte Christus nie. Dis Christus wat sy kerk versamel deur haar te roep deur die woord en die gees. Dis deel van sy verlossingswerk. As die vleesgeworde seun van God, het hy die Vader in ons geopenbaar, hy het vir ons sondes gesterf, hy het tot ons regverdigmaking opgestaan, hy het vir sy kerk al die seëninge van die saligheid verwerf, hy het die regter van die Vader opgevaar, en hy het die beloofde Heilige Gees ontvang en gestuur. En juist deur die Gees en die woord versamel hy nou sy kerk. Die verhoogde Here Jesus Christus spreek daarom self die woord, waardeur sy kerk uit die wêreld geroep word. Dat wanneer die goeie herder spreek, hoor die skaap sy stem en hulle herken dit. En hy bring hulle, hy ruk hulle, hy roep hulle uit die duisternis na die lig. Hy bring hulle uit die doodheid na die lewe toe, om deel te hê in die gemeenskap, om nie meer aan die gemeenskap met die sondige mense om te hê nie, maar deel te wees van sy liggaam. En hierdie roeping is nie net 'n uiterlike uitnodiging nie, maar is 'n kragtige daad van Christus self, waardeur sy Heilige Gees in die harte van sy uitverkorenes werk en hulle tot die lig bring. Hierdie goddelike roeping bereik ons deur die verkondiging van die evangelie. As ons dit hoor, as ons hoor van Jesus Christus, hy self die inhoud daarvan. Hy maak homself en sy kerk bekend. Hulle in die geloof herken hom en sien hom wanneer hulle dit hoor. Die prediking van die evangelie is nooit net bloot maar mensewerk nie. Dis nie net predikers wat met charisma of sistematiese beredenering iemand tot emosionele of intellektuele oorgawe dring nie. Nee. Hoewel Christus profete, apostels, evangeliste, herders en leraars gebruik om sy woord te verkondig, word die vergadering van die kerk nooit afhanklik van die mens nie. Dat sonder Christus sou daar nooit prediking gewees het nie. Hy is die een wat die dienaars roep. Hy is die een wat hulle toerus. Hy gee hulle die gawes. Hy stuur hulle uit deur sy wil te verkondig. En hy is die verkondiging, die inhoud van die verkondiging self. En deur sy Heilige Gees spreek hy tot sy kerk en mense hoor dit en bekeer. Predikers is 'n slegs instrument in sy hand. Dis Christus alleen wat sy kerk vergader. En hierdie waarheid is vir die gelowige 'n bron van groot troos en sekerheid. Dat omdat Christus self sy kerk vergader en beskerm en onderhou, hang ons geloof of ons behoud nie van menslike vermoë of van menslike getrouheid af nie, maar van Christus se volmaakte werk. En daarom bely ons by die Heidelbergse Katekismes
nie alleen dat die Seun van God sy kerk vergader nie, maar ook dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. My sekerheid rus nie op my eie keuse nie op my eie wil dat ek nou gekies het en dalk later anders sal kies nie. My sekerheid rus nie op my eie regverdigheid dat ek myself probeer regverdig maak nie. Maar my sekerheid rus op die getrouheid van Christus. Wat hy deur sy woord en gees geroep het, ook tot die einde toe sal bewaar. En daarom kan ons met vrymoedigheid sê, dat die Seun van God nie alleen sy kerk vergader nie, maar haar ook verseël, deur die Gees, en haar heerlikheid sal opneem. So word die hele werk van saligheid, van die ewige uitverkiesing, deur die roeping en geloof, deur volharding en tot verheerliking, uitsluitlik die werk van die drie-enige God. Broers en susters, ons moet nadink oor ons belydenis, oor ons bely, dat ons glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. Is anders as enige ander vergadering van mense, dit lyk anders as wat die wêreld lyk. Die kerk is God se werk. En daarom is daar hierdie groot dankbaarheid waar ons die verhouding met mekaar moet leef. Juist daarom is dat Paulus ook later in Efesiërs die opdrag gee, dat ons daarop moet toelê, om die eenheid wat die Gees gesmee het onder ons, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daarom is skeermakery 'n gruwelike sonde. Want is God se werk, is ons wat teen God se werk ingaan. En jy is daarom die oproep om die vrede te handhaaf wat die Gees in ons gesmee het. Die eenheid wat die Gees gesmee het. Want die kerk is Christus se werk tot sy eer, tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, so groot genade en so groot voorreg dat ons deel nie die genade wat U gee. Ons bely, dis net onsself nie, ons erken wie ons is. En ons doen dit ook nie omdat ons self so goed is nie, omdat die Heilige Gees ons daarvan oortuig dat ons sondaars is. Dat ons niks beter is as die wêreld. En tog, Here, het U in die groot genade ons in Christus uitverkies om deel te wees van die liggaam. Werk U deur die Gees in ons, woon die Heilige Gees in ons. Om ons te verseël van die dag van verlossing. Daar's niks heerliker as dit nie, daar's niks meer troostryk vir ons as gelowiges nie, en daarom kan en wil ons saam met die kerk oor alle eeue uitroep in 'n lofstem. Dat waarlik alle lof en eer en aanbidding aan U alleen toekom. Mag ons altyd daaroor nadink wat die kerk is as U handewerk, hoe ons as kerk verskil van die wêreld, dat ons juist daarom so sal leef tot die eer van U naam alleen. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons staan en sing ons nou ook saam Skrifbereiding 1:1 vers 3 en vers 7 tot roem en prys van God se genade. Sing ons nou van sy verlossingsdade. Ons sal God se eiendom vir altyd wees.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.